Ons is dan nou al by week 4 van The Secret Place, Lifestyle, lewenstyl, die binnekamer leefstyl. So om God te hoor in die Secret Place is die grootste sleutel om 'n suksesvolle Christenlewe te lei. So die tema dan vir hierdie week is die geheim om radikaal gehoorsaam te wees. Jakobus 1 vers 22 sê, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Met radikale gehoorsaamheid is die aksie onmiddellike gehoorsaamheid aan God se woord. Radikale gehoorsaamheid is nie onderhewe aan 'n minimale standaard nie, maar dit verg alles van jou. Matteus 19 sê Jesus vir die ryk man, verkoop alles en gee dit aan die armes en volg my. Jy sal vir jou skatte in die hemel bymekaar maak. So die doel van hierdie opdrag aan die disipel was om die blindheid van sy mensgemaakte rykdom uit te wys. As Jesus sê, verkoop alles, los alles, dan verkoop en los ons alles onmiddellik. Nou moet nou asseblief nou nie al jou besittings gaan verkoop nie. Dit beteken hierso raak ontslaaf van dit wat groter geraak het as God homself. Onmiddellik soos wat God dit aan jou sal openbaar in die Secret Place. Nou ons het nou al ja gesê vir die groot uitnodiging om 'n Secret Place leefstyl te lewe. En ons het geleer van die geheim van die toedeur. En nadat ons laasweek het ons intentioneel dan was die geheim gewees om te gaan sit en luister. Kom ons praat 'n bietjie verder oor radikale gehoorsaamheid terwyl ons luister. So die Nuwe Testament woord vir gehoorsaamheid is hupo-akouo. So dis die samevoeging van twee Griekse woorde, hupo, wat onder beteken, en akouo, wat beteken om te hoor. Om gehoorsaam te wees, is om te hoor onder, of te hear ander. Dit behels om aandagtig te luister met 'n hart, wat gerig is om onderdanig te wees aan God se woord en sy stem. Dit beteken vir elkeen van ons, nie om goeie werke te doen nie, maar om by sy voete te sit en na hom te luister. Toewyding aan die Secret Place leefstyl is die eerste gebaar van gehoorsaamheid. Markus 3 vers 33 tot 35 sê daarso, Jesus sê self, hy sê, wie is my ma en my broeders? Hy kyk toe dan die mense wat in sy kring is, om hom sit. So, hoe lyk die kring waarin jy sit en waarin jy beweeg? Ons lees dan verder, en hy sê, hierdie mense is my ma en my broers. Elkeen wat doen wat God wil hê, is my broer of my suster of my ma. Die wil van God in daardie oomblik was dat mense by Jesus se voete sit en sy woord hoor. Totdat jy gehoor gee aan hierdie verantwoordelikheid eerste, sal jy altyd frustreerd wees in jou onvermoë en uitmis op die vreugde van 'n radikale gehoorsaamheid. Die ware vervulling om Jesus te dien is om te begin by die begin, first things first. Eerstens sit ons en ons luister en dan doen ons. Is jy dan net 'n goeie Christen, met ander woorde, wil jy voordeel trek uit 'n lewe saam met Jesus, maar ons toewyding is ver van die Secret Place af. Dit werk soos 'n huwelik, toewyding aan die liefling van jou siel, om te sterf in jou eie vleeslike begeertes en my planne te laat staan. Of die Engels sê dit also, to abandon your plans, your own plans,
Psalm 33 vers 10 tot 11 sê daar sodat die Here vernietig die raad van die nasies. Hy verydel die gedagtes van die volke en die raad van die Here bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. So spandeer jou energie om te fokus op gehoorsaamheid. Wag op God in sy teenwoordigheid en luister vir sy stem. Dan beweeg jy uit en gaan in aksie oor, net wanneer hy gepraat het. Daar's geen nut om met jou eie idees vorendag te kom nie. Iets kan net bly staan in God se raad, of soos die Engels sê in his counsel. Die sleutel bly op die einde van die dag is om te hoor en te gehoorsaam. Nou gehoorsaamheid sluit jou by die ewige lewe in oorvloed. Sluit dit vir jou oop. Johannes 12 vers 50. Jesus sê en ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Die lewe wat in hom is, vloei deur jou, wanneer jy gehoorsaam is. Gehoorsaamheid se gevolg is God se oog op jou. God kyk met spesiale belangstelling en deernis aan die wat toegewyd is aan hom. Jesaja 66 vers 2, en ek gaan vir jou die boodskapvertaling uitlees, sê daar, ek het self alles gemaak, sodat alles aan my behoort, sê die Here. Ek hou daarvan om mense te sien wat nederig is, wat jammer is oor hulle sonde en respek het vir my. Nou kan jy dink, verbeel jy net gou vir 'n oomblik, jy sit daar in jou secret place, in jou binnekamer, met die Bybel voor jou oop, en jy's nederig, jy's jammer oor jou sonde, jy het berou, en jy sit en wag, met 'n heilige respek, en met die vooruitsig dat God nou enige oomblik met jou kan praat. Hy sien jou gewillige gees en begin van hierdie oomblik af maniere voortbring om jou toegewydheid te seën. Kan jy jouself net indink? Dalk het jy dit al gesmaak. Nou heilige respek, eerstens beteken hier dat ons in 'n diep verlange het om sy stem te hoor op sy tyd. En tweedens dat ons gereed met ywerigheid sal luister om te reageer op die woord wat gegee word. Gehoorsaamheid bring voort 'n groter en 'n dieper intimiteit met God. Die kragtigste stelling wat Jesus op aarde gemaak het, in Johannes 14 vers 21, sê dit daarso, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief het, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Nou gehoorsaamheid aan God se woord is die bewys van ons liefde vir hom, en liefde bring ons in 'n diep intimiteit met Vader God. Ons kies om God te gehoorsaam, nie vir wat ek daaruit kan kry, sodat ek mense se lewens kan gaan verander daar buite nie, maar eerste, omdat my hart brand van verlange, om in sy teenwoordigheid te wees. Sy teenwoordigheid is so soet wanneer ons knie buig voor hom. My hart brand met 'n vuur van passie vir sy nabyheid. Gehoorsaamheid is die petrol op daai vuur. En dan gehoorsaamheid bou 'n standvastige fondasie.
Matteus 7 vers 24 tot 27, die bekende stuk. So elkeen wat hierdie woorde hoor van my en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots bou. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fundament was op die rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op die sand bou. So die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en die huis het ineengestort en is heeltemal verwoes. So hier hoor ons dat die storms kom vir die wat gehoorsaam is en die wat nie gehoorsaam is nie. So niemand is gevrywaar daarvan nie. Die storm is dalk op pad na jou kant toe, en dan die groot vraag is, gaan jy die storm oorleef? Sal jou fondasie die winde en die vloede kan weerstaan? Die wat in radikale gehoorsaamheid lewe, het hulself gereed gemaak en sal die storms en die vloede oorleef. Jesaja 48 vers 18, en ek lees weer ook uit die boodskapvertaling, sê, as jy tog maar die rigting gevolg het, wat ek vir jou gewys het, jou lewe sal dan so rustig gewees het, soos 'n rivier wat sterk vloei. Jy sou so betroubaar gewees het, soos die branders van die see, wat onophoudelik breek. Hoe sterker die wind en vloede, hoe groter is die aanslag op gehoorsaamheid, en hoe meer sal God se geregtigheid raak, soos dollosse langs die onstuimige see wat die branders breek. Here, soos wat ek vandag my woord lees, vra ek vir U, dat U my sal lei deur die Gees in die waarheid, sodat ek gehoorsaam kan wees aan U alleen. Here, vergewe my asseblief vir elke keer wat ek nie gehoorsaam was nie. Amen. So volgende week praat ek met jou oor die geheim van 'n radikale belydenis.